En dit is 'n belangrike vraag. Jy moet mooi dink oor die antwoord, okay? So, hoe lief is jy vir jouself? Is iemand wat genoeg om te sê, ek is nie so lief vir myself nie? Hoe jy? Dan gaan ek vir jou gesê, ek verskil van luister net. Jy is lief vir jouself. En ek bedoel nie jouself by die tyd nie. Okay. Wat doen jy as jy honger is? Weet julle, dit is hoekom sommige mense vas, want hulle kan nie baie pyn verdra van honger wees nie. Hulle daai hongerpyn en die onttrekkingssimptome wat hulle ondervind, wat so pynlik is, wat hulle so gou as moontlik skil. Okay, so jy is lief genoeg vir jouself om dit in die eerste plek te doen. Goed, bring my by pyn en lyding. Wat doen jy as jy keelseer het? Kyk op oor soos my ken. En as jy kopseer het, dan soek jy hoofdpyn op. So die baie werk om die eindbox. Dit werk vir my, maar is nie so goed vir jou. Jy lees of jy hoor gereeld van mense wat mangels laat uithaal. Jy hoor van mense wat blinde darmes laat uithaal. Operasies word daagliks gedoen vir mense wat lief genoeg is vir hulle self om 'n dokter te gaan sien, en dit nie wel gevoel het nie. Wanneer jy koud kry, en jy wil binnen die by jou huis uit nie. En as jy warm kry, ek het 'n verskriklike ligte vel, so ek moet baie van die son uitbly, want ek brand die brein nie, ek brand los, en dan sit seer, en niemand het aan my pad nie, en ek kan nie eens van myself af nie. So, en dan praat ons nie oor kroniese siektes nie, en dan moet jy baie medikasie neem, nie. So, jy is lief vir jouself. Dis ek raak as ek dit sê. Goed. So, Romeine 8 gaan ek vooraan, nee, 13 skies. Romeine 13 gaan ek vooraan, vers 8 tot 14. En dit handel oor die verpligtinge van wat ons het teenoor ons medemens. Nou, ek het die vraag begin, en hoe lief is ons vir onsself met die rede. Liefde self is so 'n groot gesprek dat die mens kan dit nie net in een preek uitbring. So jy gaan so bietjies moet vat vir dit. En dit kan die mens nog as lang besig gaan. Romeine 13 vers 8 tot 14 gaan oor julle met mekaar lief hê. En liefde vir jou naaste, waaksaamheid en eenheid. Dis die opskrif daarvan. Romeine 14 sê, aanvaar mekaar eerder as om te argumenteer. En ek gaan die twee kombineer, want die twee pas so mooi by mekaar in. Vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander liefde, wat 'n ander lief het, en die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, en jy mag nie begeer nie. En watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Nou as jy gaan kyk, jy sal dit 5 van die 6 wette van die tweede tafel genoem. En daar is 613 wette neergeskryf. En die een pas so mooi by die ander ene in. Dis verskillende afdelings van die wet wat 'n bietjie van hulle uitbrei, maar hulle het die belangrikste daar genoem, nie? Ons het reeds na die vir jouself gekyk. So ons maklik om ander mense ook lief te hê, nie? Ek dink dis dit. Dit klink so eenvoudig om
Om hierdie skrifgedeelte te verstaan, moet jy besef dat liefde, daar's 4 soorte liefde. Jy kry die liefde tussen vriende, jy kry die liefde tussen die gesinslede, jy kry die liefde tussen egpare en dan kry jy goddelike liefde. Nou goddelike liefde het hierdie 3 ingesluit, maar dit is soveel meer as dit, want dit strek na mense vir wie jy nie ken. Dit strek verder selfs as vriende. Dit is wat ons noem die agape liefde. Dit is die liefde van God. Jy kyk na mense deur God se oë. Maar ons begin vas te kyk na mense se tekortkominge. En dan raak dit 'n bietjie moeilik om mense lief te hê. Die werklikheid wat ons vandag aan bly is, as dit nie vir my iets kan baat nie, dan sal ek nie daarin belang nie. Dit gaan oor wat mense vir jou kan. En omdat elkeen eintlik net homself lief het, doen ander nie werklik veel vir jou nie, want hulle is eintlik weer net self vir homself. So daar's nie veel liefde wat rondgaan. En dan word dit 'n bose kringloop, want ons net te min liefde. En wat is die teenoorgestelde van liefde? Haat. Dis die maklikste ding om te doen in ons lewe. Miskien in vorige eras ook. En die gevolg van daardie haat is wat die oomblik in ons wêreld aangaan. Dis oorloë, gerugte van oorloë, onverdraagsaamheid, onmin, verwyte, toonpintery. Ons moet maar gereeld by syfies afdruk. Vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. As jy iemand lief het, wat jy ook gesê, dan wil jy nie die beste vir hom hê. Jy sal nie iets wil doen om hom te beskadig nie. So iemand wat regverdig leef en altyd die regte ding wil doen, het nie die wet nodig nie. Ek gaan dit gou weer sê vir julle, en dan gaan ek vir julle die teks gee waar dit staan. Iemand wat regverdig leef en altyd die regte ding doen, het nie die wet nodig nie. 1 Timoteus 1 vers 9 en 10. Ek gaan nie die verse lees nie, maar daar's dit wat ek alleen moet na kyk en dan gaan ek dit gou verduidelik. Dis vers 9. Goed, daar staan dit, sien julle dit, ek het net met dit gesê nie. As hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tigtelose mense. Dis mense wat hulle nie steur aan wet en orde. Vir goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, met ander woorde wêreldlinge, mense wat sonder eerbied is, maar wat heilig en gewyd is. Vadermoordenaars, moedermoordenaars, moordenaars. Maar het is ons nie 'n moordenaar nie, as ek reg as ek dit sê. Maar haatspraak is moord. Want wat by jou mond uitkom is 'n vuurige pyl en dit tref die persoon op wie jy dit afvuur in die geestesdimensie. So voordat jy weet, of voordat jy die persoon besef wat met hom gebeur het, raak hy siek van al daai vuurige pyle wat op hom afgevuur word. En dan die volgende ene, horeerders en sodomiete. Nou hier gaan ek nou 'n stelling maak nie wat ons wêreld van vandag glad nie van gaan hou nie. Maar ek moet dit doen en ek gaan dit doen. Homoseksualiteit. Dit is sodomiete. Party mense sê God het 'n fout gemaak om hulle in die verkeerde liggaam te sit. God is die pottebakker. Nou wil die klei kom vertel wat om met hom te maak. Sit nie 'n bietjie aanmatig
sê vir die herder, vandag wil ek dit doen, en dan gaan die herder agterna loop, agter daai skaap aan, om te gaan kyk dat hy dit gaan doen. Anders sê jy, dit is hulle eie liggame. Hulle kan doen wat hulle wil daarmee, maar op die ou einde sit hulle met saadhuis. Vir die wat my daarvoor gaan aanvat, het ek 'n woord van God wat by staan, en daar is 'n paar teksverse wat ek gaan sê, hoewel ek dit nie gaan lees nie. Levitikus 18 vers 22, Romeine 1 vers 18 tot 32, veral vers 26 en 27, en 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11. Dan die volgende ding wat genoem word is menselewe. Ons kry dit dan nie vandag meer so algemeen as wat ons dit in die Bybelse tyd gekry het nie. Maar mense is gesteel of ontvoer en dan is hulle as slawe verkoop. Dan wil jy die verhaal van Josef. Daar was 'n ieterige praatjie gewees van 'n vrou wat gesê het, die mans wat nou alles daai tyd gedoen het om hulle self te regverdig en dit, en toe sê die vrou, ek is 'n vrou, so ek moet kinders hê, so die mans het eintlik uitgemoes, en toe sê hulle, die mans het daai tyd hulle kinders verkoop. So kind nie wil doen wat die man sê nie, hy sê maar verkoop hy sy seun. Dit is die aardige pas altyd. Ons doen dit daar nie meer vandag nie. Leenaars, oneindiges, mense wat my eet bevind. En wat dan anders met die gesonde leer in stryd is. Daar is baie skrifgedeeltes wat daaroor praat. Nou voor ek die volgende verse lees, wil ek net gou iets sê. Mense wat doen wat die bo genoem is, neig om te draai en dan te sê, kerkmense of predikers, oordeel my, want dit is my lewenswyse. Hulle wil my nie help nie, omdat hulle nie my lewenswyse wil aanvaar nie. Hulle is bevooroordeeld. Wel, ja, ons is. Die sonde daarvan word geoordeel. Dit staan so in die woord van God geskryf. En ons kan nie gaan sê dit is maar oukei nie, want wat ons hier sê, en julle gaan help as gevolg van dit wat ons hier gesê het, is julle bloed op ons hande. So ons moet partykeer 'n harde woord gee. Ons kan nie stil bly, as die Here sê, dan wat ons sê. Dit kan nie verander word net omdat jy gevoelens het daaroor nie. God verander nie vir jou gevoelens nie. Jy verander vir God. Dit is waarvoor daar woorde is. En ek moet kies of ek gewild wil wees by mense en of ek gewild wil wees by God. En my keuse is oor die hand liggend, nee. Hoop ek. Hoewel ons die sonde moet oordeel, moet ons steeds die sondaar aan God opdra. Ons mag steeds die sondaar lief hê. En ons moet hom help op sy pad na die waarheid. Want 1 Timoteus 1 vers 15 gee hoop vir die mense wat genoem is. Dit is 'n betroubare woord en kan ons sonder voorbehoud aanvaar word. Ek het dit uit die 83 vertaling uitgehaal, jy kan vergelyk. Wat is die betroubare woord? Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. En hoewel Paulus hierdie gesê het, sê ek dit ook. Van hulle is ek die grootste. Terug na Romeine 13 toe, vers 11. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid, die finale verlossing, is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het, of tot bekering gekom het. Vroeger het ons nie gewaar om sonde te doen nie. Ons was nie eens bewus daarvan as ons sonde doen nie, want dit het ons nie geplan nie. Dit het gegaan oor my, myself en I. Maar wanneer mense tot bekering kom, dan begin elke dingetjie wat jy verkeerd doen, baie stemmetjie vir jou sê, watch out, wees versigtig, verander dit.
en dan wil ons dit verander. En dan skryf jou prioriteit ook na ander mense se voordeel toe, eerder as om jou eie te behaag. Vers 12. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Die wapens van die wat God ons gegee het, en weet wat dit is nie. Gordel van waarheid, borsharnas van vryspraak en geregtigheid, skoene van bereidheid om die evangelie uit te dra, die helm van verlossing, die swaard van die gees en die skild van geloof, sodat ons nie in die versoeking sal val om terug te keer na die sonde toe nie. Daar moet jy aantrek elke oggend as jy aantrek. Nou moet die bloed van Jesus oor jou self uitspreek. En onthou wat jy hier doen, manifesteer in die geestelike realiteit. Vers 13. Laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag. Daar staan vers in die Bybel wat vir ons sê, wat jy in die donker doen, sal aan die lig kom, né? En ons moet so leef dat ons nie skaam is dat ons werke aan die lig sal kom nie. In die hof, ons kyk hier die hofsake, ons baie op ons TV deesdae. Al hierdie ouens wat hulle word vrae gevra, party van hulle weier om te antwoord, nie dat hulle kan nie, want kom maar op jou en moet hulle dit maar antwoord. Ander kere dan sal hulle 'n liefstorie vertel net om net nou uitgevang te word, want hulle draai ons daai vragies so 'n bietjie en dan kom dit nie meer ooreen nie. En jy moet ook baie goeie geleer hê, want hulle sal nou 'n vraag vra en dan later sal iemand anders te sê, maar jy het dit gesê, maar nou het jy dit gesê, want hulle vra dieselfde vraag, maar net 'n ander persoon vra dit en dan praat hulle dit so vas. Daar's mense wat hulle self probeer verontskuldig in die hof, en dan is daar mense wat jammer is dat hulle verkeerd gedoen het. Maar hulle werke wat hulle in die donker gedoen het, dit het aan die lig gekom. Hulle nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en neidigheid nie. Vers 14 is baie belangrik daai gedeelte wat sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus. Maar net nou het ek gesê, dat moet julle kleed met die wapenrusting, maar kyk hier so wat staan daar, trek Jesus aan. En maak geen voorsorg vir die vlees, om stydighede te bevorder nie. Nou hier is het al geen uitdagige 3 soorte mense wat hulle voor te stel. Die eerste een is die natuurlike mens. Dis al van ons. Ons almal is gebore as 'n natuurlike mens, want ons almal is in Adam gebore. Of van Adam afgebore. Ons doen sonde, maar dis nie bewus daarvan nie. Dan kry jy vleeslike mense. Dit is mense wat net op bekering gekom het en babietjies is. Hulle begin idees te kry wat hulle moet doen, maar dit is nog, hulle val nog baie. En dan begin hulle te groei, soos wat hulle groei, raak hulle al sterker en sterker. En soos 'n babietjie wat weer loop, nie? Hulle val baie, maar hulle staan weer op en daar gaan hulle lentjies deur. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En dan kry jy geestelike mense, en dit is mense wat al ver gevorder is, en begin te luister na die Here, en hulle doen wat die Here vir hulle voorsê. En ons moet dit volwasse Christene. En jy moet jouself gaan inpas daar, om te kyk waar jy inpas. Maar eers is dit hartseer om te sien. Het jy al gekyk as mense op pop, op TV, op Facebook, op YouTube, en selfs in jou lewe, as jy by die werk kom, en ons mense wat kom by die werk, hulle het geen dissipline nie. Wat hulle commissies vir hulle sê om te doen, dit doen hulle sonder om eers daaroor na te dink. Hulle worry nie hoe hulle die mense op hulle affekteer nie. Perde word getiel met stange. En as hulle opgelei is, dan kan jy op 'n perd gaan klim en jy kan gaan ry. Maar as hulle nie opgelei is nie, dan sit hierdie wilde ding wat jou sal hops en spring en keer gaan tot jy afval van af. So, ons moet dissipline leer. Kinders wat klein is, glip vir vooruit. En dan sê mense, oh, dis so cute.
eerste vloek word groot en dan is dit nie meer seker as hulle dit sê nie. Daar word toegegee aan tantrums, blyk dit net stil. Gehoorsaam maar weer. Maar ons moet eintlik meer en meer word soos Jesus. Ons moet daai dissipline beoefen om te word soos wat Jesus word. Maar ek het terug was al die bandjies gelees wat gesê BCD. Ek weet nie of julle daarvan kan onthou nie. BCD was gelees, as jy iets wil doen en dan vang jou oog BCD as jy Jesus doen en dan as dit die verkeerde ding is, dan sal jy terugtrek wat jy wou doen of jy sal die regte ding doen of jy sal meer attent daarop wees om te doen wat Jesus sê doen. Ek weet nie wat toe baie bandjies verdwaai nie. Ek dink dat dit sal nog baie beter plek gewees het as ek nog steeds daai bandjies gehad het. Nou voordat ons by Romeine 14 kom, wil ek Spreuke 17 vers 9 vir julle voorhou. En ek het dit ook uit die 83 vertaling gehaal, so julle kan maar lees die 83 vertaling en dan kyk ons nie. Wie 'n verkeerde optrede kan iemand anders teenoor homself verontagsaam of ignoreer. Soek goeie verhouding. Wie 'n saak bly op, bring verwydering tussen vriende. Vergeet van die foute van die verlede. Selfs al raak jy betrokke in 'n strydery, nee, wat in die verlede gebeur het, afgehandel, praat nie daaroor nie. Fyn. Goed, Romeine 14 gaan oor hoe ons vooroordeel moet uithaal en dit met liefde moet vervang. Vers 1. Ja, 14 vers 1. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Meningsverskille is algemeen. Die wat nou net op bekering gekom het, dit is seker 'n manier wat hulle dink oor gedoen moet word, maar die mense wat hulle tyd op die pad is, sal weer vertrou te doen. En dan sal die groentjie vir jou ook vertel wat om te doen. En dan het jy een van twee keuses om te doen. Jy kan of vir hom sê, wat het jy in 'n net op bekering gekom, of kan jy kom jy nou nie vandaan, of jy kan sê, ja, oké, maar kom ek vertel jy wat in die toekoms vir jou belangrik is. Dan moet die eerste 'n middelweg wees. Okay? Vers 2. Die een glo dat mense vleis mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet nie, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Dis die verbyking. Dis die kos wat aanvaarbaar is daar nie vir of Jode of moslems nie. En nogal nie. Maar sommiges glo dat God alle kos rein verklaar het as gevolg van daai doek wat Petrus gekry het uit die hemel uit. Waar God 'n klomp kos opgesit het op die doek, dit op die vloerblad sak het vir Petrus gesê eet. En toe het hy so gekyk en gesê, ek het nog nooit onder kos so my lippe gesit nie, ek is nie van plan om nou te begin nie. En toe sê God vir hom, wat ek rein verklaar het, mag niemand onrein verklaar nie. So ja, maar daar is nog steeds mense wat gaan sê, gaan dit nie eet nie. Dan kry jy vegetariërs nie, hulle sal nie vleis wil eet nie, dit is heeltemal teen hulle geloof. Ek weet nie. Hulle weet ook nie dat hulle is nie vir almal wat braaie en so verder. Dan is daar mense wat issues het met halal kos. Ek is jammer, ek kyk nie eers na houertjies op die rakkerpille op nie. Maar die Bybel sê, daar is nie 'n ding soos afgod nie, want hulle is dood. So, dat hulle dit vir 'n afgod geoffer het, of 'n afgod se seun hulle opgebid het, dit val weg, die manier wat ek dit koop, want ek bid in elke geval oor my eie kos, en die Bybel sê mens moet nie gaan na vraag toe nie. Maar as ek na jou as
wys nie, met dit is sonderrein. Kan ek mos nie vir jou gaan vertel dat jy is verkeerd nie. Staan jy, dit is iets wat jy moet dit respekteer, sodat jy nie hom tot 'n val kan bring nie. Die Bybel sê dit is interessant, hy sê dit is beter om jou te onthou van sekere kos terwyl van 'n swak geloof, sodat daai persoon nie tot 'n val kom nie. Tog kan jy op jou eie dit nog steeds eet. Maar daar is 'n waarskuwing ook opgesteken. En dit is, as jy onseker is, as jy klaar geloof het. Dis moet jy so gou as moontlik sekerheid kry, wat jy kan doen volgens jou geloof. Vers 4. Dit ek het nogal so openbaar gekry, ek hoop ek is reg met hom. Wees jy, wat jy huisknegt van 'n ander oordeel. Hy staan of val met betrekking tot sy eie leer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Nou elke huis het sy eie reëls, né? En die werker kry opdrag van sy eie baas. Hy is nie verantwoordelik vir 'n ander baas wat daar instap en vir hom sê wat hy moet doen nie. Daai ander baas kan hom nie vertel nie, want dit is dalk net mooi die teenoorgestelde van wat sy baas wil hê. En hy hoef nie vir die ander baas op te staan nie, dis nie anders hy wat hom betaal nie, so hy is nie sy plaas nie. En as die baas gat weg is die slaaf meisbaas, nie die ander baas nie. Ek het my pa opgehou. So wat ek nou gekry het, so het ek gekry as gevolg van, ek kan amper sê bevestiging van wat hy gedoen het. Ek dink dit is enige man se begeerte om eendag sy eie huis met sy eie reëls te hê. Ek weet van 'n hele paar seuns wat dink hulle is slimmer as hulle baas en al klaar sy eie reëls begin uitwerk het, toe hy sy huis eendag beplan het, om die toekoms te hê. Miskien om altyd foute wat hy gesien het in 'n ander man se huis te vermy, of dalk om iets nuuts in sy eie huis in te bring, wat vir hom verfrissend sal wees. Ek weet nie, mans, het julle ooit op die skool van die dokter gepraat? Maar jy is van my gedoen. Maar eendag later hulle ouer reis. En ek wil nie eens dink wat gebeur met hulle, wanneer hulle eendag in 'n dorp instap daar so tussen die hele klomp ander seuns wat jy weet net wat hy sê uitkom nie. Maar eendag dan kom hulle by hulle eie huis uit. En dan wil hulle dinge doen in hulle huis soos wat hulle beplan het om te doen. Nou kom sal hulle enigiets wat ander mense sê daar aanvaar. En dit is waar my pa se stryd ingekom het. Want met my ouma wat by ons ingetrek het, is sy die matriarg geword en daai matriarg moes maar iemand sê. Pastor Wes het 'n oulike getuienis gegee Vrydag. Dit is my huis. En hy sê kom in en hy sê ek sê kom nie. So hy wil vir jou gesê wat om in sy eie huis te gaan doen, maar nou moet hy rondom in sy eie huis. En die werker sal sy routine volg wat die baas wil hê. Want ek weet dat in ons familie self, nie een van ons huis is dieselfde nie. Elkeen met sy eie, Gideon met sy manier van dinge doen, Frik het sy manier, Dot het sy manier en Gys het sy manier. So, elkeen met hulle eie manier van dinge doen. Al by ons 4 susters en 1 huis, ons groot geword en dit elkeen ons eie routine in die huis. So, elkeen doen wat hy in sy huis wil hê. Maar Gideon sal nie kan gaan na Dot sy huis toe en sê, ons doen dit nou hier so, want ek is nou hier. Hy kan dit nie doen nie, want dit sal nie toelaatbaar wees nie. Dieselfde vir mense wat werk vir iemand. Jy kan nie vir iemand gaan sê hoe om hulle werk te doen, as die baas gesê het, dit is hoe ons dit moet doen. Vers 5. Die een ag die een dag boon die ander. Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. So daar is 'n paar bekleierytjies. Die een is, wanneer is 'n Saterdag? Dit het
Toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, en die katholieke dit gemaak het, die Sondag, die eerste dag, is nou die Saterdag. So, maar weet jy wat gebeur by aan einde van die dag nie? Mense beklei oor die Saterdag. En of hulle God nou op 'n Saterdag, of op 'n Sondag, eintlik met hulle eie God op elke dag van die week moet hy gedien word. Elke dag moet 'n Saterdag wees. Maar ander mense wil nie eers Sabbat hê, nie eers vir hulle Sabbat sê. Dan is hulle soms tussen opgewek. Nou, party mense, ek onthou op skool, ek kan nie die orde regtig onthou nie. Ek onthou Maandag is Wasdag, Dinsdag is Strykdag, Woensdag is Springvlieëndag het ek uitgewerk, so Donderdag Koopiedag, Vrydag Koopdag, Saterdag Partytjiedag en Sondag is Kerkdag. So hulle is in 'n rigiede routine ingesit. En ander het nie daardie routine nie. Hulle vat elke dag soos wat dit kom en maak aan die beste daarvan. Ek dink dit is baie meer vryheid in elk geval. Jesus het vir baie gesê, laat dit vir jou wees soos wat jy glo. Hy het ook gesê, as jy glo kan jy berge verskuif. So hoekom beklei ons met mekaar oor watter dag? Ek kan nie vir ander mense sê hoe om hulle lewe te lei nie. Dis ek reg as ek dit sê. Julle nog weet nie? Vers 6. Dit tref ons so op sy manier van die daagspyskaart wat 'n mens moet doen nie. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. So ons is afhanklik van mekaar. Ek het al genoem, en ek het van die storie, as jy kyk in die water gooi, wat gebeur hy maak? Golfies nie, en al die golfies gaan nie van die tyd oor mekaar gaan, so wat jy ook al doen het 'n impak op ander mense. Ons bly nie in 'n vakuum nie. Die vraag is, wat doen jy? Vers 8. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode, sowel as die lewende te heers. Ek gaan dit gou weer lees. Want hiervoor het Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode, sowel as die lewende wat? Wie moet heers? Jesus. Hy is die enigste een wat moet heers oor die aarde en sy mense. Niemand anders nie. Hoekom wil mense dit dan doen? Ek gaan my vrou self daarop antwoord. Hulle hou daarvan om beheer te wees. Hulle wil beheer, hulle wil heers. En hulle wil kyk hoeveel invloed hulle kan hê. Is dit niks anders as manipulasie nie? Vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broer of jou suster? Of jy, waarom verag jy jou broer of suster? Want ons sal almal voor die regterstoel van God gestel word. Is jy beter as jou broer en suster? Of is jy sonder sonde? Hier is regtig baie ernstige saak. Ek het dit ook gedoen. Maar die Here sê weer. Onvergewensgesindheid en trots kan jou as vrede bly laat. As daar werklike liefde was aan albei kante, sou die bogenoemde twee nie eens 'n probleem gewees het nie. Vra vir jouself. Dink weer 'n keer aan die persoon vir wie jy kwaad is. Die persoon wat jy wil liefhê. Die persoon wat jy wil doen wat jy wil hê aan moet doen. Die persoon wat vir jou vertel wat om te doen. Die persoon wat jy nie kan verdra nie. Die persoon wat jy nek al en ek draai straks net op en teen.
En dan sit jy daar persoon aan die een kant van die weegskaal neer. En aan die ander kant sit jy jouself in die helse vuur. En dan moet jy besef dat wanneer jy eers daar is, daar nie 'n kans is vir jou om te sê, okay, goed, ek sal hom vergewe nou nie. Daar's nie 'n kans om te sê, ek sal nie meer trots wees nou nie. Jy is daar vir ewig. En dan vra jy vir jouself af, is daai persoon my ewigheid werd? Is hy regtig groter as jou ewigheid? Gaan jy vir jouself sê, maar God moet my nie daarvoor vergewe maak. Die Bybel sê, soos jy jou skuld aan hom vergewe, moet jy daardie persoon vergewe. Word asseblief vry daarvan. Dit is so belangrik. Jy kan hier nie eers, wie sê ons kan nie laat. Pastor het hier 'n sak gehad om Karmela. En hy het gesê, alles moet daarin, en jy kan nie daaruit. Maar ek kry daar is nog steeds iets. Of daar kan nie iets bygekom. En dit is so belangrik, want hoe moet ek dit herhaal? Ons was almal hier toe dit gebeur het. Ons almal het by diens deurgegaan. Los dit asseblief in hemelsnaam. Moenie te trots wees nie. Jy is nie beter as enige ander persoon nie. En daai persoon is nie vir ewig werd nie. En dan gaan nie glo nie, want ek het gekry en dit is nog tyd. Ek kan jy dis maar nie mag gedink. En los nog, toe droom ek van hom. So ek gaan hom vleesbreek, dit is in Gods hand. Moet dit asseblief, ek bedoel as het so ver gaan, moet dit asseblief nie maak nie. Vers 8. Want ons gesê, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong God bely. Hy is onderstel om jou prioriteit, hoe enigiets op aarde te wees. Amen. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Nou, om seker te maak jy is op die regte pad, moet jy vir elke besluit wat jy wil neem, moet jy eers gaan bid. En dan het jy 3 antwoorde wat jy kan kry. Die een is, ja, dis reg, gaan voort. Die tweede ene is nie los dit, want dit gaan jou en ander skade doen. En die derde een is wag, want dit is nie nou die regte tyd nie. En wat jy met daardie doen, dis waarvoor jy gaan rekenskap moet gee. Ter afsluiting wil ek gaan 2 skrifgedeeltes gebruik om te sê wat liefde is. 1 Korintiërs 13. Nou ek gaan nie die hele ding lees nie, ek gaan woorde uithaal en dan gaan ek net so klein dingetjie daaroor sê by paartjies. Lankmoedig, geduldig, dis nie passiewe waggeduld of rustige verdraagsaamheid nie, maar dit is 'n bewustelike krag wat jy uitoefen. Vriendelik, smaal even voor 'n kakkedag. Langer van het 'n ding gehad dat hy gesê, maak jou vriendelikheid goed oor jou vriendskap deel. Maar dit klink 'n bietjie kras. Maar dit beteken jy kan eintlik vriendelik wees met enigiemand. Want dit kos jou niks. Nie jaloers nie. Baie word hoorgeag as ek. Dis nie regverdig nie. Laat hy sy blessing hou. Want sy blessing, en as wat het vir jou gegee, as hy dalk nie vir jou 'n blessing. Dis sy blessing, laat hy dit hou. Praat nie groot nie. Weer keer daai eie ek, net trots. Jy gesien wat ek gekry. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie.
projek deur hy eie ek, nie? Word nie verbitterd nie, maar vergeensgesindheid. Reken die kwaad nie toe nie, en laat daai wraak aan die Here oor. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, is bly saam met die waarheid. Bedek alles, so jy vergewe ten spyte van. Verdra alles, selfs swak gedrag. En nou het ek 'n bietjie die mekaar gemaak, want daar was 3 wat ek so by mekaar wou. So die een sê vergaan nimmer meer nie, so dit hou vir ewig, want God is liefde nie, en liefde hou vir ewig nie. En ons praat hier van akkerwyd liefde, so goddelike liefde. Dit glo alles, en dit hoop alles. Selfs al maak mense foute, glo jy en hoop jy nog steeds dat hulle dit sal verander. Dis hoekom jy dit nie gaan uithaal weer uit die verlede uit nie. Maar liefde is selfs groter as daardie geloof en hoop. Dan Galasiërs 5:22. Liefde is die skil van die vrug van die Gees en dit omvat blydskap, joy, soos in joy. Is daai innerlike vreugde waaraan niemand kan raak nie. Al is jou omstandighede moeilik, is jy okay. My pa sê koning, kan jy wag, weet jy. Goed, vrede, wat alle verstand te boven gaan. Weer 'n keer lankmoedigheid, weer 'n keer vriendelikheid, goedheid. En hierdie kan jou ooit om weer trots te raak. Want as jy gaan weet wat jy linkerhand gaan weet, wat jy regterhand gaan doen, gaan jy daaroor praat. En jy moet eintlik so gou as wat jy dit gedoen het, moet jy vergeef. Ek sien hier is 'n ou op TikTok, ek gaan nie sy naam sê nie. Hy gaan doen goed, maar hy neem die video terwyl hy goed. Hy sê mentaal. Getrouheid. Laat jou ja wees en dit nee. Dan weet mense presies waar hulle met jou staan. Sagmoedigheid. Al het jy spiere van papier, moet jy dit met sagbeheersing gebruik. As jy kwaad word, moet jy nie daai spiere gebruik nie, want dit kan ander mense seer. Jy moet ook nie hierdie spier gebruik nie, want hy kan ook baie mense seer maak. En dan selfbeheersing, opgeleid, gedisciplineerd en nie grasie. Dis moet ons wil dat God ons wysheid en insig en kennis sal gee om deur die dag te kom. Anders kan ons foute maak en sommige foute raak ander mense in hulle lewens loop. Weet al gesien werk het doolhof? Baie gras is net lang genoeg dat jy nie kan sien. Wat is dit in Engels? Jy gaan my uit en jy gaan my in, maar jy weet nie om daar uit te kom nie. Dit is een groot. En daarom kan jy verdwaal. En dan het jy nie altyd, waar hulle sê as jy verdwaal het, jy kom weer by dieselfde punt uit. Jy weet in 'n sirkel, jy kom weer by daai punt uit, as jy verdwaal het. Kom weer daar, jy kom nergens nie. As jy dit twee is dit dan keirig. Ek sal jy sê, dis ek nie, maar dit is wel een twee, dis is nie net jy alleenig nie. Maar dat jy daarom met geselskap en iemand dat jy kan rustig gaan, as jy in die doolhof is en die daarom verdwaal. Okay. Maar as jy alleen moet wees, gaan jy geïsoleerd voel. Jy gaan onrustig begin te raak. En daar spanning sal begin te ophou. En spanning maak mense siek. So jy het mense nodig om jou in hierdie doolhof van ons lewe te trek, om jou te dra, om jou te hardloop. En jy moet iemand wees om dit vir ander mense te doen. Daar's gewoonlik nie parallels om te sê, jy moet hierdie kant te loop of daai kant te loop nie. Maar ons loop in 'n doolhof met 'n verskil, want ons het pyltjies gekry. Ons moet weet om dit raak te sien. Ons moet gehoorsaam wees aan die stem vir ons die rigting aanwys. En al die ex-maatse spots kan ons in die Bybel raak lees. En ons kan uiteindelik baie kom.
'n 8-punt plannetjie opgesom